Nomasena Media Produksie. Welkom by die Klipkouer Spotgooi reeks waar ek gereeld gesels met entrepreneurs en impakmakers ten einde die beste praktiese advies met jou te deel. Ek is jou gasheer, Jacques Passon. En onthou om ons nuwe besigheid van landbou potgooi reeks, genaamd Boerpot, te luister. Laat die wiele rol. Koos Jansen van Rensburg is 'n gebore en getoe Vrystater. Maar het nadat hy sy BCom graad aan die Universiteit van Oranje Vrystaat verwerf het, en 15 jaar as ouditeur in Bethlehem gewerk het, etlike jare in die Wes-Kaap deurgebring, uiteindelik as bedryfsdirekteur van Kaap Agri. Hy het 15 jaar gelede egter teruggekeer Vrystaat toe, toe as besturende direkteur van VKB in Ryds aangestel is. Koos praat padlangs oor die 150-jarige geskiedenis van die koöperatiewe landboubesighede soos VKB in Suid-Afrika. En hy wil graag sien dat VKB as maatskappy homself as die onbetwisbare leier in plaaslike landboubesigheid vestig. Lekker leer en lekker luister. Maar vertel 'n bietjie die manne en die dames, wat is jou storie? Waar het jy groot geword? Wat is die pad wat jy gestap het waar jy nou hierso sit vandag? Ja, ek is 'n gebore en getoe Vrystater, in Bloemfontein groot geword, daar skool gegaan, in die hoërskool sentraal, en toe my diensplig gaan doen, aanvanklik ook in Bloemfontein. Na my diensplig het ek universiteit toe gegaan. My oorspronklike doelwit was om medies te gaan swat. Maar in my diensplugjare het ek op 'n stadium 'n bietjie ongemaklike ervaring gehad wat my net geleer het dat bloed is nie vir my nie. So ek moet iets anders gaan probeer. En toe het daar baie idees in my kop rondgeloop waarvan landbou een was, maar ek het geweet ek het nie die geleentheid om te gaan boer nie. So op die oomblik het ek gaan wil amper sê BCom swat, eintlik omdat ek nie mooi seker was wat ek wou swat nie. Ek het dieselfde geswat, so maak dit duidelik, dis nie omdat die maklikste was nie. Ja, en op die eind gekwalifiseer as ouditeur en in Bloemfontein geartikel en by wat vandag PwC is en hulle het vir my gesê die eerste geleentheid vir vennootskap is in Bethlehem. En Bethlehem in Oos-Vrystaat, dit was vir my 'n aantreklike wêreld. Ek het Bloemfontein is warm en het min reën op my sin gekry. Ek hou van reën. Ek hou van groen wêreld. En toe Bethlehem toe geskuif eintlik om 'n vennoot te vervang wat so oor 2-3 jaar sou aftree, en op baie stadium toe ek land daar toe is daar een van die jonger vennote wat toe nou 'n ander geleentheid gekry het en hy is toe weg en ek het toe in sy plek vennoot geword. Dalk 'n bietjie te vroeg. Ek wou nog eers die wêreld gaan verken, en toe ek nou vennoot word, toe was die buitelandse sekonderings net nie meer aan nie. Hulle het net gesê nee, hulle is nie bereid om jy op daai vlak skuif te laat maak nie. Ons jy is nou amper, jy's te vroeg senior geweest en dan kon jy nou, want ek weet die PwC skuif ons 6 maande op beslag, kan jy lekker die wêreld sien, né? Nee, is reg. En is presies wat gebeur het. Hulle het gesê jy's nou 'n vennoot in Suid-Afrika, so jy sal nie bereid wees, hulle in Europa, daai tyd het Leonie is gevat as 'n oudit bestuurder nie, hulle het jou gevat as 'n oudit senior, en gesê, maar jy sal nie bereid wees om hy stap terug te gee nie, wat ek wel bereid was, maar maak nou nie saak nie, dis water onder die brug. Toe hier rondom 40 het my vrou gespot en gesê, jy weet, sy weet 'n man verander of sy werk of sy vrou hier rondom 40, sy verkies dat dit maar my werk is, want ek het net op 'n punt gekom waar ek gesê het, ek weet nie of ek vir die volgende 20-30 jaar nog steeds ouditeur wil wees nie, dit net nie vir my aantreklik. Hoe lank was jy toe nou aan die gang? Is dit al goeie, wat, 15 jaar? Ja, 15 jaar omtrent, ja. Maar VKB was op baie stadium een van ons kliënte gewees. Ons het die audit van VKB gedoen. En my hele kliënteportefeulje was eintlik landbou en landbouverwant. So ek meen daar die liefde van landbou en die feit dat ek dalk wou landbou studeer, op 'n indirekte wyse was jy betrokke by die landbou. En toe die geleentheid gekom om die CEO te word of die bestuurende direkteur van 'n landboubesigheid in die Kaap, wat toe 'n klein koöperasietjie was,
Maar omdat dit nie 'n vreemde wêreld vir my was, die landbouomgewing nie, het ek die geleentheid aangegryp en daai klein koöperasie op die einde deur 'n paar amalgamasies gegaan tot wat vandag Kaap Agri is. Tyd vir 'n het jy geweet insetsel. Kaap Agri Groep spesialiseer vir 108 jaar reeds in klein en groothandel in die landbou, brandstof en verwante kleinhandelsbedrywe in Suidelike Afrika. Met hul strategiese voetspoor, infrastruktuur, fasiliteite en kliëntenetwerk, volg Kaap Agri 'n gedifferensieerde markbenadering. In hul bystand aan die kern kleinhandelsbesigheid, bied Kaap Agri ook finansiële, graanhanterings- en agentskapsdienste. Kaap Agri beskik ook oor meer as 200 operasionele punte wat strek oor 95 stede, dorpe en plekke en benewens die Wes-Kaap areas ingesluit soos Namibië, sowel as Limpopo, Mpumalanga en Gauteng. En die laaste amalgamasie was tussen Boland Agri en WPK om Kaap Agri te vorm en ek was die bestuurende direkteur van Boland Agri en my goeie vriend Corwyn Botha was die bestuurende direkteur van WPK gewees. Corwyn was heel wat ouer as ek gewees en ons het toe ooreengekom, hy sal die bestuurende direkteur van Kaap Agri wees en ek die bedryfsdirekteur wat eintlik vir my die goed gegee dat vir my lekker is, die operasies van die besigheid. Maar net daarna het nie lank daarna nie het die oproep gekom om te sê okay, VKB soek 'n nuwe bestuurende direkteur. Ekskuus ek van jou rede Koos, was julle toe daar in die Parel geweest? Waar was ja, kyk, ek Boland Agri se hoofkantoor was in Porterville en WPK se was in Mamasbury. Wow. En is nou maar eers baie onlangs wat hulle 'n klein hoofkantoortjie in die Parel gestig. Okay. Die hoofkantoortjie van Kaap Agri is baie klein, net amper enkele handvol senior mense. Die res word nog steeds eintlik maar hoofsaaklik in Mamasbury gehanteer. Okay. Ja, so baie van die mense sit daar. Maar in alle geval toe kom die geleentheid om terug te kom Vrystaat toe. Nou vir 'n gebore en getoe Vrystater was dit nie 'n moeilike skuif nie. Kaap het ons goed behandel, maar jy daai nat winters geniet. Ek kan nie dink jy het na ruk nie. Baie mense besef dit nie dat die Kaap nie so wonderlike weer het nie. Die winters is nat. As 'n prys wat jy betaal. Bene in die somers is warm en droog. So heeltemal anders as wat ons hier in die Vrystaat gewoond is. Hier is ons gewoond aan die koue, ons is gewoonlik goed toegerus ook daarvoor. Jy weet terwyl ons somers hier is eintlik baie lekker. In alle geval toe teruggekom VKB toe en ek is nou al amper 15 jaar weer terug hier in die Vrystaat. So 'n lang pad gewees om op die eind weer terug te kom. Hoe lank was jy in Kaap? So 9 jaar, 9,5 jaar. En hoe was dit vir jou? Het jy toe nog elke jaar Vrystaat toe gekom? Hoe was die 9 jaar in die Kaap toe jy nou weer terug? Was dit bomskok? Was dit lekker om terug te wees? Nee, ons het in Bethlehem ingetrek in dieselfde buurt waar ons voorheen gebly het. Jy weet, dis dieselfde mense in die kerk. Dit voel of jy op 'n lang vakansie was. Die predikant het verander maar letterlik dit was vir my familie ook 'n baie maklike skuif terug gewees omdat 'n mens nog 'n klomp vriende gehad het in die omgewing en baie kennisse gehad het in die omgewing. So dit was eintlik 'n maklike skuif gewees. En Bethlehem het natuurlik ek oor die jare wat ek hom nou so dopgehou het, uit van krag tot krag gegaan. So dit was dis nie ek wou sê is die Bethlehem ons was in die vroeë 90's hier in Vicksburg gewees. Dit is nie dieselfde Bethlehem wat ek onthou as 'n student en wat hy nou is nie. Bethlehem het 'n baie sterk groeisentrum in die Oos-Vrystaat geword. Ongelukkig dink ek die Vrystaat met homself regryk. Ek dink die plaaslike owerhede is nie in 'n goeie toestand nie. Ek meen ek praat nie politiek nie, dis bloot net feite en die infrastrukture gaan tot niet. So ons bly in 'n mooi en 'n goeie wêreld, maar ek dink ergens gaan die besighede meer betrokke moet raak om die plek te maak wat hy kan wees. Ons moet nie sit en wag dat iemand anders ons hulp vir ons bewerkstellig nie, ons moet dit self doen. Dit is 'n feit soos 'n koei en mense sien al hoe meer begin jy sien dit gebeur nê. Ek dink wat is die voorbeeld hier onlangs is dit nou
Maar die manne, ek weet, ek het gelees wat hulle die nou sê rates in Texas, wat hulle munisipaliteit die geld terughou, nee, en sê luister, ons gaan hierdie geld self, gaan ons die paai regmaak en die dinge wat nie gebeur. Ja, die boere doen dit met jy weet, met in sekere areas met hulle grondbelasting wat hulle moet betaal, wat hulle sê maar hulle gee nie om die belasting te betaal nie, maar dan wil hulle net weer dit word vir die regte doel wat jy weet aangewend. So ek weet Mafube, dis nou Frankfurt se distrik, daar het die boere dit gedoen en met groot sukses. Hulle skraap hulle eie paaie en hulle werk met daai geld. En ek dink dit gaan al meer en meer gebeur. Harry Smit se sakelei is besig met dieselfde ding. Hulle kry al direk hulle elektrisiteit van Eskom af, nie meer deur die universiteit. Wow. Deur die munisipaliteit nie. Ons hier in Ryds, ons werk baie nou met die munisipaliteit saam, maar ek meen as dit nie vir 'n besigheid soos VKB was nie, dan sou die infrastruktuur nie gelyk het soos dit lyk nie. Ek meen ons het nywerhede gebou hier en dieselfde geld net maar vir Frankfurt en vir Liers. Hier, die pipeline hier word nie behoorlik in stand gehou nie, so ons het letterlik 'n 14 km pipeline van die waterwerke afgebou, sodat ons eie nywerhede en dan met ons surplus water 'n groot deel van die dorp kan voorsien, anders is die dorp baie gereeld sonder water. So die goed gaan net al meer en meer gebeur, maar ek meen aan die ander kant, daar's tog nog 'n lewe na dit. As ons dit as 'n realiteit aanvaar en harder saamwerk met die munisipaliteite om amper deel te wees van 'n proses om te sien dat die geld nie verkoos word nie, maar korrek aangewend word, dink ek ons sal weer die infrastrukture in plek kry. Daar's definitief 'n lig in die tonnel, en dit is baie opwindend, en ek bedoel mense kan sien ook, ek weet ek het nou verlede jaar toe ek die eerste keer hierso met die Billy Millie fees hier inry, ek kon onmiddellik agterkom hoe netjies die dorpie is, jy kan sien wanneer dinge werk en versus nie werk, en daar's baie nie werk voorbeelde, dink ek, veral in die Vrystaat. Ja, in die Vrystaat ongelukkig is die platteland 'n hartseer verhaal. En nie elke dorp het 'n groot nywerheid of 'n groot besigheid wat kan help om my infrastruktuur aan die gang te hou nie, en dan raak dit moeilik. Jy weet, dan gaan die dorpies agteruit. Dan moet die gemeenskappe maar net 'n sterker rol speel om jy weet, om die infrastruktuur in stand te hou. Ja. So ek was jy weet, VKB, so jy het hom daai tyd gesien as by nog nou by PWC was en so aan. So verduidelik vir ek wil sê vir die gemiddelde man daar buite, wat is 'n koöperasie? Hoe werk die model? Waar was hy? Wil ek sê as 'n model, waar is hy nou? Weet, lyk julle anderste as die res van die landboumaatskappye? En dien wel hoe? So gee ons net so 'n bietjie 'n oorsig van wat was en wat is, en dan delf ons net so 'n bietjie dieper in die hele besigheidsmodel. Goed, ek dink landboubesighede in die algemeen, kom ons praat nou maar van koöperasies, is almal omtrent 100 jaar oud. Jy weet, meeste van ons het ons 100-jarige feesvieringe in die afgelope 10 jaar gehou. En dit het eintlik in die Kaap begin. Die eerste koöperasie is in die Kaap gestig, en die werk van daai koöperasie was om die guano van die Voëleilande af te gaan haal en met skepe aan te ry sodat die boere kunsmis het om te plant. En die boere het 'n koöperasie gestig omdat een kon nie met sy bootjie daar oorroer nie, hulle het groter skepe nodig gehad om die guano aan te ry. So dit was eintlik die oorsprong van die eerste landboukoöperasie. Ek praat nie van wynkoöperasie nie, dis 'n ander saak. Maar ek dink daar het die boere, as ek praat van boere, die landbouers gesien dat as hulle saamwerk, kan hulle insette goedkoper bekom. Want onthou, daai jare was daar seker 150, 200, 300.000 boere in die land gewees, en die voorsieningsketting was gesentreerd, en die boere was die hele wêreld vol. So met ander woorde, die boere het geen bedingings van gehad. Nie aan die aankoopkant nie, en ook nie aan die verkoopkant nie. En toe het hulle eers saamgespan op die aankoopkant om te sê, okay, as ons saam aankoop, kan ons die goedkoper kry en beter kry, en ons kan toegang kry tot tegnologie, jy weet, die vroeë trekkers en dies meer. En toe dieselfde tyd gesien, maar ek meen, as hulle weer hulle produk aanbied, is hulle weer gefragmenteer en die koper is gesentreer. So as hulle saam koöperasies vorm, dan gaan hulle dit beter kan doen as wat elkeen op sy eie dit doen.
Nou, ek meen dis 'n baie maklike beginsel, maar uit hierdie beginsel uit is op 'n baie beskeie skaal het hierdie besighede beslag gekry en die koöperasies het gegroei tot dinamiese besighede. Baie van ons koöperasies, as ek dit vandag nog koöperasies kan noem, is groter as meeste genoteerde maatskappye op die Johannesburgse effektebeurs, in terme van grootte. Maar omdat hulle 'n spesifieke doel gehad het, en dit is met ander woorde om die klimaat te skep waar binne die landbouprodusent sy werk kan doen, en sy werk is om te produseer. Is dit ook 'n bietjie van 'n beperkende faktor, want jy wil nie geld uit jou eienaars uitmaak, want die boere is nou die klante en die boere selfdertyd ook die kliënte. Hulle is die eienaars en die kliënte van dieselfde besigheid. So jy het maar die hele tyd daai onderlinge konflik. Toe ongelukkig het die regering heeltemal 'n ander visie vir koöperasies gehad as wat die boere dit het. Hulle het gesien dis 'n ondernemingsvorm van vir klein besighede, eintlik vir die opkomende mark. En hulle het die wet verander om te sê, omdat dit 'n koöperasie is, moet daar 60% van jou lede teenwoordig wees as jy 'n algemene jaarvergadering het. Nou, 'n besigheid soos VKB het 6000 aandeelhouers. Daar's geen manier hoe jy 60% by 'n algemene jaarvergadering gaan kry nie. So die wet het dit prakties onmoontlik gemaak om aan te bly as 'n koöperasie. En toe het baie landboubesighede omskep in maatskappye. Jy weet, so daar's eintlik baie min koöperasies nog. Ja. So wanneer net om terug te gaan na die Kaap voorbeeld, wanneer daai boere die guano so begin aankoop? Dis seker 150 jaar terug. So dis baie lank terug. En wanneer het hierdie wetgewing toe nou verander? Hierdie wetgewing het so 'n bietjie meer as 10 jaar terug verander. Kom ons sê nou 15 jaar. Onder die nuwe verdeling toe. Ja. Daar was 'n klomp wat uit politieke vrese uit omskep het. Jy weet, omdat die regering baie snaakse syne oor koöperasies en landbou begine maak het en die silo's wat eintlik ons heiligdom hier in die noorde is, het party gevoel hulle voel veiliger onder die maatskappystrukture as in die koöperasiestruktuur. Dit was maar politieke vrese, maar die werklike rede is vandag hoekom daar nie meer koöperasies is net onprakties. Jy kan nie meer 60% van die manne saamtrek in 'n kamer. Nou toe het daar verskillende skole tussen landboubesighede ontwikkel, die wat nou suiwere korporatiewe rigting ingeslaan het, wat maksimum wins nastreef en die aandeel se waarde moet in waarde toeneem, en die ander groepering het weer gevoel, hulle hou van die koöperatiewe bedeling, hulle kan nou nie in die koöperatiewe regsvorm voortbestaan nie. En dit het aanleiding gegee dat ons in die auditpraktyk eintlik destyds 'n beginsel ontwikkel het wat ons binne perke van die maatskappywet die maatskappy opgestel het om die koöperasie se bonusstelsel te verander in 'n aansporingskorting. So ons bedryf, ons maatskappy, VKB is vandag 'n maatskappy, ons bedryf hom eintlik maar nog op baie sterk koöperatiewe beginsels waar ons vir die aandeelhouers wat ook ons klante is, op grond van sy besigheid wat hy met ons doen, 'n aansporingskorting gee eerder as 'n kapitaalgroei en 'n groot dividend op grond van sy aandelehouding. En daar is nog sulke landboubesighede in Suid-Afrika, ongelukkig minderig. Ek dink GBK is nog 'n goeie voorbeeld en SSK daaronder in die Kaap, Sentraal Suid Koöperasie. Jy weet, dis amper die 3 enigste koöperatiewe landboubesighede, alhoewel ons maatskappye is, het ons nog 'n sterk koöperasiekultuur, wat ek dink ons meerde dinge 'n voordeel is, want ons is net sulke groot besighede en net so dinamies soos enige ander een, maar ons geniet die loyaliteit van ons klante af. Want as jy 'n gelyke transaksie met 2 landboubesighede doen, dan is jy beter af met die koöperatiewe een, omdat jy nog aansporingskorting na die tyd kry op die wins wat uit jou uitgemaak is, versus die ander ou wat suiwer net 'n transaksie gedoen het. En die korporatiewe skool, niks verkeerd mee nie, dis suiwer strategie. Jy weet, strategie is elkeen
mos nou geregtig om sy rigting in te slaan. Dis 'n keuse. Jy kies om 'n korporatiewe rigting of 'n koöperatiewe rigting in te gaan. Die ongeluk is met die korporatiewe rigting, die praktyk leer vir ons dat die boere die oomblik dat die eerste droogte kom of 'n nuwe plaas langsaan kom, dan verkoop hulle belange. So groot landboubesighede wat in die verlede van die sterkste landboubesighede in Suid-Afrika was, het die boere geen aandele meer nie. Die een van die redes is hoekom VKB sy koöperatiewe kultuur baie sterk bewaar en eintlik streng reëls het in plek sodat daar nie 'n enkele opportunistiese generasie kom wat maklik die ding kan verkoop. Dit is moeilik. Jy weet, ek meen 75% van al ons lede moet ja sê voor jy daai beginsel sal verander. En ek neem aan, weet om as mens nou suiwer koöperatief, weet die realiteit en ons gaan nou nie name noem nie, maar baie van hierdie maatskappye is nie eers meer in Suid-Afrikaanse besit nie. Ek dink dit is weer wat VKB wat spesiaal maak. Dit is Suid-Afrikaanse boere wat die geld bly hier. Dit gaan nie buitentoe nie. Jy sien in landboubesighede en nou kan ons maar name noem, daar oor jare groot waardes opgehoop. Ek meen jy kan praat van die KWV, ek meen daar was skatte gewees, net kunskatte van honderde miljoene rande. Jy weet, jy praat van Pioneer wat deur die boere gestig is, jy weet, en ontwikkel het tot 'n baie dinamiese voedselmaatskappy en jy weet, so baie van hierdie plekke het groot waarde opgebou en ook ons as primêre koöperasies. Jy weet, as ons vandag ons bates moet vervang, die vervangingswaarde daarvan is miljarde rande. Jy kan nie noodwendig 'n inkomstestroom uit dit genereer nie, omdat jy dit doen as 'n diens aan die produsent, wat hom daai miljarde werd maak. Maar dit bied tog geleentheid vir sogenaamde asset strippers. Iemand wat inkom en sê ek wil beheer kry oor hierdie plek, ek verkoop die prime bates van hierdie letterlik die juwele uit hierdie besigheid uit en ek maak meer geld as wat ek verkoop het. En so het landboubesighede byvoorbeeld baie aandele in Pioneer gehad en van hulle is verkoop. Jy weet, die Pioneer aandele is verkoop en die ouens het met meer oorgebly of met 'n besigheid oorgebly en al hulle geld laat terug in hulle sak gehad. So dit gebeur maar op primêre landbouvlak ook. So dit is 'n risiko, jy moet dit maar die hele tyd in die oë kyk en daarom is daar streng reëls in die akte van oprigting gebou van 'n plek soos VKB om te keer laat 'n batestroper hom nie nou sommer net kan kom opkoop en vinnig klomp kontant uit hom uit ontsluit nie. En ek lei af, dis die krag van die koöperasie deel in die besigheid. Wat julle daai beskerming gee, terugkom na die 75% van ouens wat moet saamstem, nee. Is dit so dis jou, ek wil sê dit is jou uitdaging altyd. Hoe meer jy weet, ek laat my dink altyd by Coke het gesê Coke is a simple business made complicated by people, nee. So hoe meer mense maar dieselfde asem is dit tog beskerm met julle dat een ou kan nie doen wat hy lekker kry nie. En dit is korrek, dit beskerm ou. En ek dink dis ons mededingende voordeel. Ek meen dit het VKB gevat van ons was maar een van 'n hele klomp besighede wat geroem het ons is ergens tussen die 5de en die 10de grootste landboubesighede in die land. En ek meen grootte is relatief is nie noodwendig belangrik nie, maar die besigheidsmodel is tog vir baie boere aantreklik. En dit het gemaak dat VKB wat 'n relatiewe baie gesonde besigheid, maar relatiewe klein landboubesigheid was, suiwer in die Oos-Vrystaat gesetel was, uitgebrei het waar ons takke tot in Messina het en in KwaZulu-Natal in het en 'n 30% belang het in BKB wat vir ons eintlik 'n nasionale voetspoor aan die ooste kant van die land gee, letterlik van die Kaap af tot in Messina. Wat ook VKB vandag kom ons sê nou een van die waarskynlik een van die 3 grootste of as omtrent 3 groot landboubesighede oor waarvan VKB een is, jy weet. So en die ander 2 is korporatiewe besighede, baie suksesvol. Wie is die ander 2? Kaap Agri en Senwes.
Jy weet, ek meen dan is daar groot besighede wat by tye die beste landboubesighede in die land was wat gekwyn het en sommige van hulle eintlik geabsorbeer is deur ander besighede. Jy weet, so ek dink daar's dis 'n bewys dat al twee modelle kan werk, die korporatiewe sowel as die koöperatiewe model, maar hier by VKB is die koöperatiewe model nog 'n baie sterk model en ek hoop eintlik die volgende generasie voel ook nog so, want ek meen daar is mos nou nuwe jong generasies wat inkom wat dalk anders dink oor besigheid as die afgelope 100 jaar, maar as jou resep vir 100 jaar suksesvol was en nog steeds suksesvol is, dan hoekom nie voortgaan daarmee. Daar is altyd ruimte om uit te brei en in VKB het ons dan nou eintlik die tradisionele landboubesigheid wat 100 jaar oud is. Hy is 'n koöperatiewe model en dan het ons 'n nywerheidsbeen wat ons gesê het, ons gestig het om die ware toe te voeg tot die boere se produkte, wat in ons gebied hoofsaaklik geelmielies en soja is. En dit het ons gesê is 'n korporatiewe model. Jy weet, daai besigheid moet in waarde groei en hy moet eventuele en hy bedien ander besighede. Dit is korrek. Nou waar die ene 100 jaar oud is die ander en amper sê die afgelope 10 jaar tot stand gebring, so hy is nog in sy kinderskoene. Julle moet die sojaboon pers. Nou wat het julle hier kyk, ons het 'n hele klomp nywerhede. Ons het groot wit mieliemeulens waarvan die meeste nou in die Limpopo provinsie is. En ook een in Mpumalanga en dan het ons die soja oliepers verlies langs die hoofweg, jy sien hom daar van die pad af. Dan het ons koringmeule in Frankfurt en hier in Reitz het ons die hele pluimvee abattoir wat ons die hele braaikuikenbedryf hier in die Oos-Vrystaat gestimuleer het. Nou elke kilogram hoender bestaan eintlik uit 1.6 kilogram sojabone en geelmielies. Jy weet, so dis uit en uit gestig om te sê ons moet 'n groter vraag na mielies en sojas in ons eie gebied ontwikkel sodat die boere se produkte nie uitgevoer word teen uitvoerpariteit nie, maar nader aan sy binnelandse waarde moet verhandel. So ek dink dit het definitief vir die boere groot voordeel ingehou. Ons moet nou nog net van die nywerhede self die sukses maak wat dit kan wees. Jy weet, en dis 'n harde pad. Ek meen al hierdie goed is uit die grond uitgebou. Dit was nie bestaande besighede wat 100 jaar ontwikkel is nie. So ons moes letterlik elke les wat ons geleer het op die kopstamp manier leer, maar die VKB Agri Processors is op pad en ek dink oor 5 jaar vorentoe sal hy al heeltemal anders lyk as wat hy vandag lyk. So die hele, as ek dit kan opsom in een sin, jy weet dit wat julle, die manier hoe julle hierso te werk gaan is ook, hoe maak jy daai mielieboere prysmaker versus 'n prysnemer, nê? En ek bedoel dit is soos jy nou sê, jy uitvoer wat jy doen wat die res van die wêreld sê, nê? So julle stel hulle in staat om meer prysmaker te word as nie. Ja, in 'n beperkte mate ja. As ek nou sê in 'n beperkte mate, dan gaan dit net oor een ding, die volume wat ons produseer versus die volume wat in die wêreld geproduseer word, dit is bitterklein, nee. Maar waar dit tog 'n verskil maak, is as jy 'n meule het of 'n voermeule, 'n veevoerfabriek in jou omgewing. As jy hom nie daar het nie, dan is die prys van jou mielies Randfonteinpryse. Met ander woorde, daar word 'n vervoerdifferensiaal afgetrek. Terwyl as daar 'n verbruiker in die onmiddellike omgewing is, dan spaar jy klaar, jy weet, 150, 200, 300 rand net omdat die meule 'n ding mee. Hoe groter die kompetisie plaaslik is om my mielies in die hande te kry, hoe raak die prys plaaslik en dan verloor die boer, dan kom ons op 'n punt waar ons soos nou 'n premie vir sojabone betaal waar in die verlede soja as eenvoudig teen 'n diskonto uitgevoer. So die boere baat eintlik in hulle persoonlike hoedanigheid by hierdie nywerhede en dan die doel is natuurlik om sy produk nog addisioneel waarde toe te voeg waar hy vir 'n tweede keer kan deel via sy aandelehouding in 'n besigheid soos VKB. So VKB, dit maak VKB eintlik die mees geïntegreerde landboubesigheid in die land. Ek meen ons begin by landbouvoorligting waar ons vir die produsente wat belangstel help om te besluit wat
hoe moet hulle lande voorberei word en wat is die status van hulle lande, dan die voorsiening van al hulle insette wat hulle nodig het, dan produseer hulle produk, dan ontvang ons weer hulle produk, hulle kan hom verkoop aan wie hulle wil, maar ons is ook 'n koper vir hulle produk en dis 'n markverwante transaksie wat daar plaasvind. En dan voeg ons nou weer ware toe tot daai produk en ons moet dit op die winsgewende basis kan doen om van die korporatiewe deel van die besigheid dan nou ook 'n sukses te maak. Om op die eind sit ons finale produk eintlik op die verbruiker se tafel. Ons het tot kleinhandelswinkels waardeur ons eie hoender en mieliemeel en koringmeel en dies meer verkoop. Ja, dis baie indrukwekkend. Ek wil terugkom na die besigheidsmodel. Is daar, wat jy nou kan aan dink, is daar ander industrieë in die land of in die wêreld wat soortgelyke buitekant landbou so model hardloop? Kyk, die hele beginsel van waardeketting bestuur is mos nou 'n baie bekende beginsel. Ek meen enige MBA klas, 'n groot deel van sy MBA student gaan oor waardeketting bestuur. Waar jy nie noodwendig al die kettings, al die skakels in jou ketting hoef te besit. Jy weet, jy kan 'n skakel wees in 'n ware ketting. Kom ons van die motorvervaardigingsindustrie, jy weet, een maatskappy vervaardig die engine, maar hy wat sê Afrikaans vir outsource die vervaardiging van die ligte en die vensters en die leersitplekke en dies meer. En hy optimaliseer net sy verskaffers sodat hy op die eind 'n goeie produk finaal bymekaar kan sit. So daar's min wat so totaal geïntegreer is. Baie min, ek dink in landbou is dit amper die plek waar die ware kettings die meeste geïntegreer is, jy weet, in plekke soos Europa is daar reuse landboukoöperasies. Rabobank is 'n koöperasie. In Amerika is daar reuse landboukoöperasies. So daai beginsels is, jy weet, die beginsels van koöperasies is nog baie sterk gewortel eintlik in landbou. Tyd vir 'n het jy geweet insetsel. Koöperatiewe Rabobank is 'n Nederlandse multinasjonale finansiële dienstemaatskappy wat gereken word as 'n wêreldleier in voedsel- en landboufinansiering, asook volhoubaar georiënteerde bankwese. Voedsel- en landboubesigheid vorm die primêre internasionale fokus van die Rabobank groep, wat oor uitgebreide kennis en ervaring beskik met betrekking tot talle skakels in die voedselketting. In terme van vlak 1 kapitaal tel Rabobank onder die 30 grootste finansiële instellings in die wêreld met totale bates van 'n beraming van 681 biljoen euro en netto wins van 1.8 biljoen euro. Meer as in enige ander industrie, maar die ander industrie het maar hulle eie warekettings waar die maatskappy besluit hoe groot deel van daai wareketting hy dan doen. Hy begin met 'n besigheid en dan sê hy, okay, maar as ek voorwaarts integreer, dan kan ek my verkope beter hanteer as die ouens aan wie ek my koop. Of as ek terugwaarts integreer, dan kan ek dalk my grondstowwe goedkoper in die hande kry as wat ek tans kry. En so kring besighede net uit binne in die wareketting. Hy groei met ander woorde voorwaarts en terugwaarts om 'n groter besigheid te word. Tipies die pad wat VKB ook mag geloop het. Ja. So kom ons praat 'n bietjie binne in die, ons kyk na die verskillende besighede. Ons noem hulle maar, wat noem julle, divisies. Ja. Wat is vir julle opwindend? Ek het afgelei die braaikyk en natuurlik is jy sê die feit dat julle Alpha Industrie so gekickstart het, wil ek sê in die Vrystaat, so dit klink vir my dis so opwindende of was opwindend. Wat as jy nou moet kyk in die volgende 5 jaar, jy weet, wat maak jou baie opgewonde van waarmee jy besig is of van hierdie besighede? Ja, eintlik die hele wareketting. Nie een meer as die ander nie. Maar daar's net op party waarskynlik meer geleenthede om te verbeter as wat daar op ander is. Onthou die voorsieningsketting in die landbou is oor 100 jaar ontwikkel. Met ander woorde, klein stappe wat 'n mens nog kan doen om dit te verbeter. Tipies, wat is die groot insette wat op 'n plaas gebruik word? Jy weet, in 'n saai wêreld is dit saad, kunsmis en landbouchemikalieë en brandstof en jy weet, so dis die groot insette wat gaan maak of 'n boer
oor 10 jaar of sy nageslag nog kan boer. Jy weet, nie die prys van 'n boutjie of 'n moertjie in 'n winkel. Jy weet, terwyl dit waarskynlik is plek is waar jy die meeste kritiek oor kry is oor die klein geld. Maar in VKB het ons byvoorbeeld terugwaarts geïntegreer om ons eie kunsmisaanleg te hê, jy weet, en ons is in die brandstofvoorsieningsketting besig om al sterker terugwaarts te integreer om meer diesel vir die boere op hulle plase te gee en ons volstasies is meer toeganklik ensovoort. So die landboudeel is klein stappe wat hy neem. Sentraal in die voorsieningsketting staan finansiering. Met ander woorde, weet 'n produsent het die keuse, ek het die geld vir die wat gelukkig is, of ek gaan leen dit by die bank, of ek leen dit by die landboukoöperasie. Die ou wat by die bank gaan leen, sê waarskynlik, okay, ek kan koop by wie ek wil. Jy weet, terwyl die ou wat by die koöperasie leen, moet by die koöperasie koop. En daarom is die uitdaging vir ons daar om te sorg dat die ou wat die finansiering by ons opneem, moet nie in 'n slegter posisie wees as die ou wat met die bank se geld gaan koop waar hy wil nie. En dan met ons unieke aansporingskorting model is dit met ander woorde, ons gee vir hom 'n markverwante transaksie en dan deel hy nog. Jy weet, as daar 'n wins op hom gemaak het, kry hy nog 'n goeie aansporingskorting in die proses ook by. So ek meen dis wat die koöperatiewe model sterker maak. Aan die nywerhede kant is dit nuwe goed. Met ander woorde, daar's nog soveel geleenthede. Jy weet, jy begin met hoenderslagpale en dan jy weet, het jy 'n dag uit kyken nodig. Op hierdie stadium koop ons slag omtrent 1 miljoen hoenders 'n week en ons koop al die dag uit kykens aan. Jy weet, so daar's 'n geleentheid om een of ander tyd 'n broeiery op te sit waar jy ten minste die helfte, ons sal nie graag meer as die helfte van ons kykens self wil uitbroei nie, want ek meen ons het 'n baie stabiele voorsiener aan die een kant en aan die ander kant jy wil nie al jou eiers in een mandjie, jy spreek woordelik hê nie. As daar 'n siekte uitbreek, dan moet jy 2 bronne hê waaruit jy jou dag uit kykens kan aanvoer. Maar die hoenderbedryf het geleentheid gegee om veevoerfabrieke op te rig. Jy weet, en nou het jy hoendervleis, ons verkoop die goed as vars hoendervleis aan Pick n Pay en Shoprite Checkers en die hele ware ketting wat daar is, of as bevrore deur dieselfde markte, maar nou kan jy ook met ware toevoeging op die hoendervleis begin. Jy weet, jy maak Vienna's daarvoor en jy maak schnitzels daarvan ensovoorts. So dis nog weer 'n geleentheid wat voor lê. En so kan nou na elke nywerheid kyk. Ons het 'n koringmeule gehad en ons het met bakkerye begin en daar speel jy nou teen goed gevestigde ouens wat vir 100 jaar brood bak, so is moeilik om maar in te kom, maar ek meen op ons manier kry ons dit tog reg om ons paadjie in die woud oop te kap. En as jy soja oliepers het jy olie, as jy olie het, kan jy diesel maak en jy kan neeweprodukte was, so jy kan kersse maak of jy kan rome maak of jy kan mayonaise maak of jy kan margarine maak, jy weet, so dit skep net geleenthede weer om elkeen van hierdie ware kettinge verder te ontwikkel. Jy weet, en so ek dink VKB se landboubesigheid baie stabiel kom vir 100 jaar. Ek wil amper die term gebruik, dis fine tuning wat hy daar kan doen. Ja. Terwyl die nywerhede julle het nog net begin. Ons het nog net begin. Ja, dit is opwindend. Wat van die nywerhede, ek weet die sojaboon, ek wil terugkom na dit toe die sojaboon pers, want jy het genoem ook dat jy weet die boere kry nou 'n premie, so 'n bietjie meer verstaan wat daar aangaan. Wat se twee maak jou baie opgewonde? Is daar wat nou uitspring? Ek wil weer eens die braaikykens is al hierdie is lekker voorbeelde en is opwindend. Wat in terme van, ek wil sê die bottom line, wat maak jou baie opgewonde? En natuurlik die langtermyn vooruitstap. Kyk, die landbou nywerhede se resultate is relatief wisselvallig. Bloot net omdat die resultate tot 'n baie groot mate afhanklik is van die grondstofprys. Nou kom ons vat 'n jaar soos vanjaar. Jy weet, hier staan 'n baie mooi mielie en soja oes op die lande. Wat dalk kan beteken, alhoewel die internasionale pryse tans baie hoog is, kan dit beteken dat die grondstof se prys in Suid-Afrika laer kan wees en dan gaan die nywerhede goed presteer. As dit 'n droë jaar is,
dan het ons nie genoeg grondstof in die land nie, en die nywerhede, ons en die res van die land sin beklei teen mekaar vir die beskikbaarheid van daai grondstof, en ons betaal 'n hoë premie om daai produk in die hande te kry, en dan is die winsgewendheid weer laag. So die goed gaan op en af gaan. Iets soos COVID het die hele oliebedryf radikaal beïnvloed. Die vliegtuie het opgehou vlieg, so as nie 'n koper van brandstof nie, so as nie 'n koper van rie-olie nie, tot so 'n mate dat die rie-olie se prys op 'n stadium negatief was. Jy weet, as jy stoorplek gehad het, het hulle vir jou olie persent gegee, of betaal om het weg te vat, want die aanlegte kan nie ophou produseer nie, en hulle weet nie waarom het heen te gaan nie. En in die proses trek rie-olie se prys toe nou ook die plantaardige olie af. Jy weet, want ek meen 'n klomp plantaardige olie en ook etanol uit mielies uitgaan in die brandstofbedrywe in. En jy weet, so COVID het 'n radikale invloed op die hele brandstofbedryf gehad. Jy weet, en so die nywerhede is intens. Jy weet, en hy is wisselvallig, en jy moet bereid wees om op jou voete te dink. Maar hoe meer gevestigde rolspeler jy word, met hoe beter handelsmerke jy het, hoe beter sal dit uiteindelik met jou gaan. So as jy voedsel verkoop, kom ons gebruik 'n eenvoudige voorbeeld soos grondboontjiebotter. Wat is die eerste ding wat in jou kop opkom? Black Cat. Jy weet, en daar is ander grondboontjiebotters wat net so goed is, maar die huisvrou loop ons soek Black Cat. Jy weet, die kind soek Black Cat by die huis, jy weet. So jy moet nie die tweede beste handelsmerk en jy moet die beste handelsmerk, en dit vat 'n groot investering in jare se bemarking, en dieselfde geld vir bladjang. Jy weet, ek meen, wat kom in jou kop op? Mrs. Bols. Jy weet, ek meen, hoe hard die ander produkte ook al probeer, en hoe goeie produkte hulle ook al het, die huisvrou koop Mrs. Bols. Jy weet, en jy moet die persepsies verander. So ek dink die nywerhede is heeltemal 'n nuwe area vir ons as 'n landboubesigheid. Ons het nog baie om te leer, maar dit is opwindend. Jy weet, waar die ander een stabiel is, wat lekker is. Jy weet, as jy vanjaar, of het nou goed gegaan het vanjaar met die boere, of swak gegaan het, volgende jaar moet hy weer kunsmis en saad koop. Jy moet net sorg dat jou transaksie reg is. Terwyl op die nywerhede is elke dag 'n nuwe dag. Jy weet, jy staan amper werkloos op, jy moet jou werk gaan genereer. Dit laat my dink aan 'n ou, wat ek altyd, jy praat van olie, toe dink ek aan die Rockefellers, en dan natuurlik ook met die gold rush in Amerika, ons sê selling spades to gold diggers, So maak nie saak of die ou goud gekry het of nie, hy het 'n graaf nodig gehad, en hulle het altyd hulle jean broeke aan verkoop, en ek dink Rockefeller wat ou is altyd sy geld met olie gemaak, maar dis uit die raffinaderye gemonopolise, So dit is of jy nou olie uithaal of nie. Hy is die stap 2, so dit klink vir my, julle ouens is, my nywerhede is dit baie dieselfde. Maar nou is daar om vinnig aan te sluit by Mrs. Bols en Black Cat. Kan julle 'n situasie voorsien waar julle in die toekoms 'n handelsmerk sal opkoop om daai? Ons bou hulle maar self op. Ek dink Grainfield Chickens, ek dink baie min mense het vir ons 'n kans gegee om sukses te behaal, en ons is al waarskynlik hier in die top 5 verskaffers van hoendervleis in die land. Die grootes is baie groter as ons. Nie is 'n kwessie daaroor nie, maar dis 'n kwaliteitproduk, en oor tyd raak die huisvrou gewoond. As ek daai pakkie van Grainfield Chickens koop, gaan daai hoender net so goed of beter wees as die volgende hoender wat ek kan koop, en dan steek hy beginsel in hulle koppe vas, en Grainfield Chickens is seker nou al, jy weet, is al 'n paar jaar, kom sê amper 10 jaar aan die gang, en daai handelsmerke stelselmatig besig om te bou. Magnificent mieliemeel is 'n baie ouer handelsmerk. Jy weet, ons is nog nie regtig sterk in die kleinhandel nie, maar as 'n streekshandelsmerk in Limpopo is dit die dominerende handelsmerk. En die mense in Limpopo, baie van hulle word as kinders groot aan hulle gaan werk in Gauteng. So ek meen, nou is die volgende stap betree die kleinhandel, dat jy jou produk wat bekend is in die mark nou net op 'n wyeer basis bekendstel, en dan groei jy maar daarvan af. Jy weet, dieselfde met Supersure,
brood, jy weet, en supersoor koringmeel, jy weet, of koekmeel en broodmeel. Dis maar goed wat met baie tyd en aandag kom en weet, geld wat jy agter die handelsmerk insit om op die ou end die 'n sekere gedeelte van die verbruiker se kop net te vestig en te sê, as ek instap, dan soek ek Granville chickens, ek soek nie hoender. So dis maar goed wat oor tyd kom mee. En in terme van, jy weet, ons het vroeër gepraat ook met die ander realiteit van Suid-Afrika, drein en so aan. Is dit, en ek dink ook hier op die platteland, ek spring nou drasties hier na ek wil sê so side note in terme van julle recruitment, nee, ek weet nie wat ek in die Afrikaans vergeet. Personeel en diensneming. Ja, is dit uitdaging? In sekere opsigte ja. Kyk, daar is 'n klomp mense en ek beskou myself as seker een van die grootste voorbeelde daarvan, dat baie dankbaar is dat ek 'n goeie werk het in 'n landelike gebied. Jy weet, ek is nie 'n stedeling nie. Ek wil nie elke dag in daai verkeer vasgedruk sit nie. Jy weet, so dis die leefwyse hier pas my. En jy weet, jy het meer tyd tot jou beskikking om te werk. Baie mense dink is 'n relaxed lewe in die platteland, maar ek mors nie ure op die pad om by my, jy weet, gestres by my werk te kom nie. Dis 'n lekker rit en ek luister RSG en ek weet wat in die land aangaan teen die tyd ek by my kantoor kom. Jy weet, so 'n klomp mense en dit geld vir jong mense ook. Verkies dit om hulle kinders op die platteland groot te maak. Ons het uitstekende skole, jy weet, in baie sentrums in die platteland. So daar's geen rede hoekom jou kind nie dieselfde of net so goeie opvoeding sal kry hier as in stede nie. En party hou meer van die landelike omgewing. Maar daar is tog sekere areas. Ek meen, as jy iets vat soos inligtingstegnologie. As jy in Gauteng is, het jy 'n pool van kundiges en ek meen hulle verander sommer oor nag van werk. Jy weet, skuif van die een na daai een toe en weer oor is hy weer terug by hom. Terwyl as hy by VKB kan werk, dan moet hy rights toe trek en dis nie noodwendig vir daai ons almal aantreklik. So dis amper meer op sulke gespesialiseerde gebiede. Maar ek dink as ons na die deursnee personeel het van VKB kyk, is ons bitter gelukkig. Ek dink nie ons werkerskorp staan in enige vlak terug vir enige plek in die land of selfs in die wêreld nie. Jy weet, ons het kundige mense, ons het genoeg daarvan. Dis net sekere skaars kennis en ervaring wat dalk 'n bietjie meer problematies raak. En dan moet jy die checkboek uithaal seker. Jy moet of die checkboek uithaal of jy moet 'n omgewing skep waar jy sê, okay, ek meen al ons rekenaar toerusting is ons is net met veselglaslyne verbind met ons toerusting. Die toerusting is nie meer hier in Ryds nie. Toerusting staan nou naby die lughawe en daar in Midrand. Jy weet, so jy kan op die ouend jou IT afdeling dan neersit as dit nodig is of 'n komponent daarvan. Jy weet, die mense is met ons het soveel nuwe goed geleer met COVID. Ek dink dit het baie goeie uitvloeisels ook, ten spyte van die hartseer wat dit gebring het. Ek meen, ons kommunikeer op ander maniere met mekaar. Ons ry nie meer 3 ure om 'n uur se vergadering te hou nie. Ons skakel eenvoudig 5 minute voor die tyd in en ons het 'n Teams vergadering met mekaar of 'n WhatsApp call of wat ook al en jy sien die ander persoon. Dis nie altyd so lekker soos om 'n een-op-een gesprek te hê nie, maar jy kan 90% van die werk so doen. Verseker so, nee, en dit is ek wil nou spot en jy hoef nie eers jou pyjama broek uit te trek. Jy weet van die heupe af bo toe, dan moet jy netjies lyk. Ek wil net daai en dis nou my laaste vraag, Koos, ek gaan jou hele dag besig hou andersins. Dis vir my verskriklik interessant. So ons nou gepraat van die talent en die mense en natuurlik, jy weet die kultuur wat jy voor ons begin ek rekord gedruk het hoe belangrik kultuur in 'n organisasie is en is top down. Ek sê dit altyd. Dit begin die kultuur van 'n organisasie begin bo. Julle besluitnemingsproses. Jy weet nou het jy al hierdie aandeelhouers. Jy het jou span. Jy weet hoe moeilik of hoe maklik is dit om strategies te beplan. Is daar weer eens klomp rolspelers in daai besluitnemingsproses? Of is dit en dan ook saam met dit wil ek sê hoe vinnig ek wil nou terugkom na die
olie toe, die oil tanker, sê ons 'n oil tanker kan nie 90 grade gedraai word. Jy weet, so hoe agile is hy, hoe vinnig kan jy hulle beweeg? En dan, ja, daai besluitnemingsproses, hoe lyk dit in VKB? Kyk, 'n entrepreneur se besluitnemingsproses gaan altyd baie vinniger wees as enige groterige besigheid, medium tot groot besigheid, want ek meen jy moet deur formele besluitnemingsstrukture gaan. Maar dit verbeter waarskynlik die kwaliteit van die besluite wat geneem is. Jy weet, 'n entrepreneur staan vanoggend op en dink oor ek wil hierdie gebou daar bou en hy kry iemand om die plan te teken en hy kry 'n kosteberekenaar. Party doen dit nie eers nie, hy begin sommer net bou. Terwyl as jy in 'n onderneming soos VKB sit, glo ons baie sterk en dis my persoonlike slagspreuk is begin with the end in mind. So jy moet weet waarheen gaan jy voordat jy begin. Ja, jy val sommer maar net hier in en jy begin loop in 'n rigting en jy hoop jy kom ergens uit. Ja. Jy moet baie duidelik weet wat is die beeld van wat jy beskou as sukses. En dan gaan ons een keer in 5 jaar, partykeer 'n bietjie vinniger as ons doelwitte vroeër bereik, gaan ons deur 'n baie omvattende strategiese beplanningsproses. Ons aandeelhouers kies 'n direksie. En meeste, jy weet, ek meen uit die aard van die feit dat ons aandeelhouers boere is ons direksie eintlik ook boere. Hulle primêre verantwoordelikheid is hulle plaas. Hulle moet 'n verantwoordelike bestuurspan kies wie se primêre verantwoordelikheid VKB is. Dis hulle hooftaak. En dan moet die mense binne in VKB wat met daai verantwoordelikheid bekleed is, moet dit behoorlik uitvoer. En ons glo nie in daai opsig in 'n top-down approach. Daar begin ons letterlik om te sê, okay, kom ons begin by handelstakke. Die handelstakke se bestuurders vergader met die handelsafdelingshoofde en hulle gaan sit en sê, waar's geleenthede? Waar kan ons meer geld maak? Want hulle is op die grond. Hulle is op die grond. Iets wat ek meen elke takbestuur het elke dag met 100 boere te doen. Jy weet, ek sien miskien 100 boere in 'n jaar. So hulle weet baie meer wat is die behoefte op grondvlak. En dan kom hulle, via hulle, jy weet, takbestuurders kom daai gedagtes op na ons op 'n senior vlak toe, wat dan gaan sit en sê, okay, hier's al die gedagtes wat ons het. In strategie is daar nooit 'n verkeerde gedagte nie, maar ons moet nou sif. Tussen al hierdie gedagtes en ons moet dit wat vir ons die aantreklikste lyk uit 'n ondernemingsoogpunt uit moet ons dan nou verder neem. En dan kry ons nou uit die verskillende departemente uit al hierdie gedagtes wat opkom. Dieselfde gebeur op die silo-bestuurdersvlak tot by die graanhoof, jy weet, en dieselfde gebeur by die kredietbestuurders wat tot by die finansiële hoof en die finansieringshoof. En dan kom al daai inligting na ons toe as die uitvoerende direksie wat dan 'n omvattende strategie daaruit saamstel en ons hou dit dan nou aan VKB se aandeelhouers se direkteure voor wat dan nou die finale seggenskap het oor daai strategie. Maar as jy jou strategie het wat nou, ek meen dis nie 'n ding wat jy oornag verander. Daar moet 'n daadwerklike rede wees hoekom jy jou plan van 5 jaar vorentoe nou ewe skielik wil verander. Daar moet iets dramaties gebeur in die wêreld. So as jy eers jou strategie het, dan het jy jou plan gemaak, dan gaan werk jy eenvoudig jou plan. En in die proses om jou plan te werk, is daar baie meer buigsaamheid. Dis vinnige reaksie, hoor jy, ek wil 'n ander verskaffer probeer want hierdie een gee nie goeie diens nie, of hier kom nou ewe skielik 'n ou wat aan my deur klop met 'n baie goeie transaksie. Is dit langtermyn volhoubaar? Het hy 'n goeie geskiedenis? Okay, maak hom 'n tweede verskaffer en weeg die verskaffers te mekaar op. So daai is operasionele goed. Jy weet, die operasionele besluitneming is net so vinnig soos 'n entrepreneurs, maar die strategie word op 'n, kom ons sê net maar 5 jaar basis bepaal en dan werk ons dit en oor 5 jaar besin ons weer oor wat se nuwe doelwitte wat ons vir onsself stel. Waar het COVID, ek wil sê, waar was julle in daai 5 jaar strategie toe COVID gebeur? Ja, snaaks genoeg, COVID affekteer ons besigheid op verskillende maniere. Ek dink ons is baie dankbaar, almal wat in landbou is, dat ons waarskynlik die industrie is in die wêreld wat die minste geaffekteer is. Bloot net omdat mense moet eet. Ons produseer voedsel en vesel. Dis primêr landbou se taak.
en mense moet kos eet en hulle moet klere dra en skoene dra, so daai deel van die besigheid gaan aan. Waar ons uit ons op plekke getref wat 'n ou nie sou voorsien het nie. Ek het vir jou die voorbeeld genoem van vliegtuie wat ophou vlieg en ewe skielik beïnvloed die oliepryse en hy trek die plantoliepryse saam met hom af en ewe skielik is sojaboon, die hele sojaboonbedryf in die moeilikheid, ons eie volstasies, maart verlede jaar het al die karre opgehou ry. So ewe skielik was daai besighede dramaties geaffekteer, al die volstasies se resultate. Maar omdat ons 'n noodsaaklike diensverskaffer was. Jy weet, jy kan nie planttyd uitstel. Daar moet nou geplant word en daar moet nou gestroop word. Jy weet, so die hooffunksie binne in VKB het aangegaan. Die hoenders groei. Jy moet hulle slag. Jy weet, as jy hulle geslag het, moet jy nuwe kuikens, want jy bestel kuikens 6 maande of langer vooruit. Dis lang beplanningskettings hierdie. So ons besigheid het baie mooi eintlik aangegaan. Omdat jou besigheid oop was tydens COVID, dink ek het daar 'n klomp nuwe kopers, want ons is maar 'n volledige hardeware winkel, ons winkels. Het vir die eerste keer eintlik besef, baie was nog half onder die indruk, dis die boere se winkel. En ewe skielik het hulle gesê, maar hoor jy, die publiek is ook welkom hierso en dis 'n winkel wat baie meer goed voorsien as net saad en kunsmis en chemikalieë en die klas van goed. So ons besigheid het eintlik in die COVID jaar baie beter gedoen as die jaar voor het, as jy alles in totaliteit gaan bekyk. Nee. Interessant hoe dit die voedselwareketting beïnvloed het. Mense het minder geld gehad, so baie meer mense het mieliemeel begine eet. Hulle het teruggeval van brood af. Die mense wat vleis kon bekostig het teruggeval na stysel toe. Jy weet, proteïene na stysel toe bloot net omdat dit goedkoper was. So die primêre produkte het beter gedoen, terwyl die kopers, jy weet, die restaurante was toe. So ewe skielik al die hoender wat verkoop is deur Kentucky Fried Chicken of Nando's was surplus in die mark. En die publiek het minder geld. So die hoenderbedryf het swaar gekry. Die vraag na luukse produkte en ek beskou enige proteïenbron as 'n luukse produk het gedaal. Maar die vraag na die primêre produkte, die styselprodukte is weer op. Maar as jy na die gehele mandjie kyk, dan het ons nywerhede gehad wat groot verliese gehad het en ons ander gehad wat gelukkig groter winste gehad het. Jy weet, so die nywerhede het min of meer gelyk gebreek en die landboubesigheid het geboom. Tja, dit is nou weer, soos jy sê, die mandjie is goed gebalanseerd. Koos, ek gesels so lekker met jou. Verskriklik dankie vir jou tyd. Ek sê altyd vir ons is al 55 minute gesels ons. Jy het gelukkig baie om te kat. Nee, dit is verskriklik. Baie dankie vir jou tyd. Ek is so spyt, daai Billy Mieliefees was vir my soveel pret gewees en ek sien nou al hierdie goeds nou weer afgestel, nee. So weet hoe lyk 2021? Is jy opgewonde? Hoe sien julle dinge? Ek dink 2021 se groot verskil teenoor laas jaar is ons is hierdie veranderende wêreld meer gewoond. Ja, is minder verrassings. Ja, minder verrassings. Dis geen krisisse meer nie. Jy weet, jy het geleer om aan te pas by die omstandighede, maar daar is daarom 'n Billy Mieliefees in die pipeline. Waarskynlik net 'n bietjie later en kom ons hoop teen daai tyd het ons COVID daarom al meer onder beheer en laat 'n mens weer 'n groot samekoms kan hou. Sterkte vir jaar. Ek hoop is 'n grootte en ek sien uit om jou dan hopelik by die Billy Mieliefees te sien. Dit sal lekker wees. Goed. Baie dankie dat jy geluister het. Vir 'n opsomming en notas van die episode, gaan asseblief na ons webwerf www.klipkouers.com en teken sommer in terwyl jy daar is, dan kan ons jou gereeld op hoogte hou. Baie dankie.